Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 14de Maart 2025 en ek groet julle natuurlik oudergewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend so 'n paar administratiewe reëlings wat ek met julle wil deurgesels. Ek is die eerskomende naweek, dit is nou van vandag af, is ek uitstedig tot Sondag aand hier weg uit Appington uit. Maar ek sal maandagoggend terug wees op my pos om weer 'n aanbieding te doen, maar daar sal dan nou niks op Saterdag of Sondag wees om uit te saai nie. Maar ek glo ons sal ergens 'n bietjie ekstra goed kan inpas en ek sê dan ook vir julle baie dankie weer eens vir julle getroue ondersteuning. En ek wil so 'n paar ander goed ook uitklaar en die een is YouTube self. Hoe werk YouTube? YouTube hou die kanaal baie fyn dop. En uit die aard van die saak, as daar swak taal, vloekwoorde en so meer in 'n kommentaar sal opkom, dan verwyder YouTube dit self. Hulle doen dit na aanleiding van sekere woorde wat geïdentifiseer is. So wanneer jou kommentaar nie verskyn nie, het YouTube dit waarskynlik gesensor omdat daar die verkeerde taal gebruik word. Mense moet ook onthou dat indien daar nie behoorlike kontrole is oor wat gesê kan word nie of wat gesê word nie, dan kan dit baie maklik lei dat my kanaal geblok word en dan kan ek nie my uitsendings maak nie. Want 'n persoon het gisteroggend gesê dat sy inhoud word verwyder en nou glo hy dat dit wat Grieskan vir hom gesê het oor my, hy glo dit is nou die waarheid. Want ek verwyder inhoud. As jy blaatant advertensie maak vir 'n ander kanaal, vir 'n ander groepering en ek sien dit, dan mag ek dit verwyder. Uit die aard van die saak gaan dit oor hierdie kanaal en nie oor ander kanale nie. Maar wanneer dit normaalweg verwyder word as gevolg van swak taalgebruik, dan is dit YouTube wat dit verwyder en nie ek nie. Ek kyk in elk geval nie elke dag na al die kommentare nie. Daar is net eenvoudig nie tyd om daarna te kyk nie, maar dit is lekker om nou en dan net daardeur te scroll en te sien, wat sê julle? Geniet julle dit, geniet julle die inhoud en wat daarmee gepaard gaan. Dan is daar mense wat my kontak en dit gebeur nou nogal meer en meer in die laaste tyd, dat mense my kontak per e-pos of hoe ook al en sê hulle kyk elke oggend na my uitsendings. Hulle mis nie 'n uitsending nie. En hulle het nou ook by die Suidlanders aangesluit. En waar en hoe link hulle nou op met SBB of dan Suidland Burgerlike Beskerming. Mense, as julle my kanaal kyk, moet julle verstaan dat hierdie is nie 'n Suidlanders kanaal nie. Daar is mag geen verbinding, kontak, gesprekvoering, samewerking, enigiets tussen SBB en die Suidlander organisasie van Gustav Miller nie. Daar is geen kontak nie. Ons praat nie met mekaar nie. Ons het ander doele en doelwitte. Ons visie verskil, ons missies verskil. Daar is nie raakvlakke tussen die twee organisasies nie. So wanneer jy aansluit by SBB, maak seker jy is nie op die Suidlanders se webwerf nie. Want daar is 'n paar misleidende, inleidende woorde wat hulle gebruik, wat vir jou kan laat glo dat jy is op ons webtuiste, en dan is jy nie. Kyk altyd ons embleem, hierdie beeskop en die naambeskrywing sal op die webwerf duidelik voorkom. Daar's niks weggesteek nie. Ons
visie is daar, die missie is daar, die doel is daar, alles uitgespel en selfs 'n video van myself. En wanneer jy dan die stappe gevolg het om aan te sluit, dan sal jy 'n lidnommer vir jouself uitdruk en daai lidnommer gee dan vir jou toegang tot die ledeafdeling van die webtuiste wat jy dan op kan inskakel. So, julle moet asseblief maar versigtig wees daar en dan natuurlik ons inligtingshub, mense stuur massas en massas boodskappe na my selfoon toe. Ek kry dieselfde boodskap waarskynlik 10, 15, 20 keer 'n dag van verskillende bronne af en ek self maak niks met dit wat na my toe gestuur word nie, want daardie inligting word in elk geval verwys na ons inligtingshub. Ons het baie geld gespandeer, mense permanent aangestel om die inligtingshub te beman ten alle tye. En daar is die besonderhede, die kontakbesonderhede in beide die telefoonnommers, ook die e-posadresse. Neem net kennis dat hierdie gebou waar die inligtingshub is nie deel van die hoofkwartier nie en is redelik ver weg geleë. Dit beteken dat jy nie hierdie nommers moet skakel met klagtes, probleme met aansluiting, daardie tipe van goed nie, of bestellings wat jy wil plaas nie. Daarvoor moet jy die kantoor se nommers gebruik. Maar stuur jou navraag wat inligtings aanbetref, gebeure in jou omgewing, bydraes wat jy wil maak ten opsigte van informasie, stuur dit na ons inligtingshub toe, waar verwerking daarvan sal plaasvind. En indien dit reg en eg is, dan sal dit in ons kontroles ingelees word, wat dan vir ons 'n aanduiding sou gee of 'n verandering teweeg sal bring op die barometerstelsel, die dashboardstelsels wat ons gebruik, om vir ons te wys waar staan ons ten opsigte van 'n potensiële uitbarsting van geweld in Suid-Afrika. En ons monitor op plaaslike, streeks, provinsiale, nasionale en internasionale vlakke koördineer ons alle inligting wat ons kan inkry. Dit word ingelees en dit maak dan vir ons 'n tipe van 'n voorspelling oor waar staan ons ten opsigte van die situasie in Suid-Afrika. Die plek word dan, soos ek sê, gemonitor. Aan die linkerkant hardloop ons die dashboardstelsels en aan die regterkant is daai een groot skerm, is permanent op al die verskillende nuuskanale, YouTube, Twitter, al daardie kanale is hy op, dat ons kan monitor, sowel as die verwerking van inligting wat deurgestuur word. Ons het regtig baie poging ingesit om akkuraat as moontlik te wees met informasie wat inkom en wat dan inligting word. Maar dan moet 'n mens baie daar ook maar 'n bietjie wonder, en ek wil hierdie baie kort videoklip vir julle speel, want dit is baie keer so tipies van ons mense wat dieselfde ding oor en oor kan vra en kan herhaal en elke keer dieselfde tipe van stories, maar net eenvoudig opdiep. Kyk, een sê is 'n krokodil en die ander een sê dis 'n stuk houtstomp wat daar lê. En so word die proses maar net eintlik elke keer herhaal. Word die vrae herhaal, word die probleme herhaal.
Nou ja, ek sê nie enige van my kykers of lede is idioote nie, maar die prentjie was vir my baie passend geweest en daarom het ek besluit om daai prentjie dan ook vir julle te speel, siende dat ons dan nou al klaar hier aan ons einde van ons gesprek vandag staan. En geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en mag julle 'n aangename naweek hê. En onthou, ek is maandagooggend terug by julle met die jongste gebeure. Intussen hou julle ore en oë oop. Die situasie in Suid-Afrika is baie onstabiel tans. Die wêreldsituasie is onstabiel en ons het nog geen amptelike reaksie gekry van Rusland af oor die sogenaamde 30 dae se skietstilstand in Oekraïne nie. Ek glo nie die Russe gaan dit aanvaar nie, want dit sou uiters dom wees. Geen militêre strateeg sal homself so blootstel deur 'n wapenstilstand aan te gaan terwyl jy besig is om vorentoe te beweeg nie. Niemand gaan 30 dae kans gee vir die ander party om hulle self weer te versterk en in te grawe nie. Maar meer oor alles maandagooggend en mag julle 'n lieflike naweek hê. Stuur hierdie besonderhede, stuur hierdie inligtingshap se besonderhede, stuur dit ver en wyd dat mense bewus kan wees van die inligtings of informasieverwerkingsproses wat dan lei tot positiewe en geverifieerde inligting wat ons dan kan gebruik om julle meer ingelig te hou en ons mense dan in die proses ook veiliger te hou. En onthou, SBB se doel is dat ons daar is vir al ons mense en nie net vir 'n sekere groepering nie. Ons is daar vir almal, ons werk hard om te sorg hard aan beplanning en die plan is reeds in plek oor wat ons te doen moet staan as ons mense in 'n situasie van geweld en anargie wil beveilig en beskerm. Lekker dag, mooi loop.